Goeiemôre. Ek glo en vertrou die klank is reg. Ek stel hom nou weer op. Julle kan maar weer vir my wys. Ek hoop dit werk. Ek het alles aan my kant gedoen wat ek kon. Vandag gaan ek vir julle vertel van my ervaring toe ek moes dokter toe gaan in Dulisie. Met 'n lelike bytplek aan my voet. Ek het die aand klaar gestort. En toe ek nou lekker skoon gewas in die TV-kamertjie gaan sit om te ontspan, toe voel ek aan my linkervoet is daar 'n klein knoppietjie wat gevoelig is, so reg bo op my voet. En ek bekyk dit toe nou en so aan en dit lyk toe nou okay, want dit is nie regtig seer of so nie, dit lyk soos 'n klein pysietjie. Maar toe ek daai aand klaar gestort het eintlik, toe sien ek eers in daai scrunchie waarmee mense was. In Wynandsin sit daar so 'n klein lemmetjie groen, helder groen parrytjie. En toe ek nou klaar gestort het, toe sê ek vir Wynand, het jy gesien, daar is 'n para in jou scrunchie. En hy sê net, o nee, ek wou sê, ek voel anderste. So het hy homself gewas met die scrunchie met para en al. Dit was vrek snaaks geweest. En toe ons nou na die tyd kyk, toe sit die para nog altyd daar in die scrunchie. Maar ja, toe ek nou klaar gestort het, en ek voel nou hierdie plekkie aan my voet. Toe die volgende dag, en die dag daarna, toe raak het net al hoe leliker en die gaatjie raak groot. So snaakse, het lyk soos 'n opening in my vel, maar hy is nie droog of net soos 'n gewone bytplek nie, hy is so half opgeswel en rooi en hy bly klam. En vir die tyd daarna het dit elke dag net seerder en seerder geraak. En my voet het so sleg opgeswel dat ek eintlik nie op hom kom trap nie, want hy was selfs aan die onderkant geswel. Dat dit vir my gevoel het as ek op my voet gaan trap, dan gaan dit bars, want die vel het so gespan van daai swelling en dit was verskriklik seer geweest. So ek moes so op my regtervoet spring en ek kon amper nie my linkervoet gebruik nie. En ons het dit skoon gemaak en salf aangesit en so aan die beste wat ons kon en niks het 'n verskil gemaak nie. En die dag toe besluit ek, okay, miskien is dit nou maar tyd dat ons dokter toe gaan in Dulisie. Ek het altyd opgesien daarna, want ek is maar skepties oor hoe goed hulle mediese kennis en opleiding is. Maar ja, toe het ek nou nie 'n keuse nie. En op daai stadium was ons oorspronklike tolk Frans nie beskikbaar nie. En ons vra toe daar rond in die village of so, of hulle dalk vir ons 'n ander tolk in die hande kan kry. Toe kom daar 'n tolk aan, en ons praat nou 'n paar woorde met hom, en ons kom agter, nee, hy praat nie so goed Engels nie, hy verstaan, maar okay, dis beter as niks, so hy gaan nou maar saam. Toe het ek 'n sokkie aangetrek oor my linkervoet met moeite, omdat hy so verskriklik geswel was. En ek het foto's daarvan wat ek vir julle sal opsit. En so gaan ek toe nou die dag dokter toe. En ek reis saam met die tolk en nog een van die Kongolese, dit was seker maar ja, die drywer van die voertuig, want dit was toe weer daai voertuig wat ons geleen het by die groep boere wat saam boer. En so ry ek toe nou saam met hierdie twee Kongolese Dulisie toe. En dit is vroeg die oggend en hier trek ons nou weg. Nou sit ek agter in hierdie kar met hierdie seer voet. En ek is onseker oor hoe die dokter in Dulisie gaan werk, maar hulle sê nee, hulle gaan my nie hospitaal toe vat nie, hulle sal my na 'n goeie dokter toe vat. En toe ons nou op pad is, toe sê die twee vir my, nee, maar is ek dalk lus vir iets om te eet. Nou dink ek nou, wat gaan ons nou kry om te eet, want hier is nou nie eintlik garagewinkeltjies of iets langs die pad soos wat ons ken nie, daar is niks nie. Toe stop hulle, en die een stap so end in die veld en hier kom hy terug met so 'n klompie piesangs in sy hand. En ewe ordentlik klim hulle in die kar, gee hulle vir my so 6 piesangs en vir hulle elkeen 1 of 2. Toe dink ek, wel, okay, obviously lyk ek vir hulle baie honger, want hulle kan eintlik maar 6 piesangs vat en vir my net 1 of 2 gee. Maar toe, dit was heerlik geweest, toe eet ek nou daai 2 piesangs vir ontbyt. Ek meen, hoekom nie? Dit is takeaway van die natuur. Dit is eintlik die heel beste en gesondste. Maar ja, so ry ons toe na dorp toe, en die tolk weet nou waaroor dit gaan. Hy moet nou vir die dokter verduidelik wat is fout met my voet, en die dokter moet nou iets daaraan doen.
Nou kom ons by die dokter aan, hè. Dit is 'n vervalle gebou wat glad nie onderhou word nie. Dan gaan jy by so 'n skuifhek in en dan stap jy nou hier om die gebou deur so 'n smal steegie, kan ek nou maar sê. Dan kom jy by 'n oop venster en daar moet jy nou die konsultasiefooi betaal. Dit was, ek dink 6000 SIFA, wat toe op daardie stadium, ek dink R120 was, wat baie goedkoop is. En dan stap jy nou verder aan met die steegie en dan kom jy nou by die spreekkamer uit. Maar ek weet nie in watter eeu is daai gebou nie, maar die deure is baie laag. So jy moet oral by die deure buig om in te gaan. Ek weet nie of hulle dit vir die pygmies gebou het of vir wie nie, maar die deure is baie laag, so jy moet buig om in te gaan. Toe kom ek daar binne en die dokter is 'n swart vrou, 'n Kongolees wat nie 'n woord Engels praat nie, maar sy het 'n wit jas aan en sy praat met die tolk en die drywer en hulle verduidelik vir haar, okay, ek is daar vir die spinnekop uit. En sy verduidelik, okay, ons kan nou inkom na haar spreekkamer gedeeltetjie toe. Nou is dit weer onder deur die lae deurtjie. Nou sit ons daar en dis verskriklik beknop daar binne, want dit is 'n baie klein vertrek en dan's daar 'n groot lesenaar en 'n ondersoekbed en 'n waier wat staan en ching 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 ching. En dit is baie irriterend, maar dit is of dit of niks. So jy kan maar kies of jy vergaan van die hitte en of jy nou die waier wat so lawaai gaan sit en verdra. Nou sit ek daar. Ek verstaan nie wat hulle met mekaar praat nie, maar hulle het nou eers 'n gesprek met mekaar. Naderhand toe sê ek vir die tolk, hoorie, okay, jy moet nou vir haar sê, my voet, ek dink dit is 'n spinnekop byt en ek het nie die spinnekop gesien nie en ek weet ook nie wanneer hy my gebyt het nie en so aan. Nou probeer ek vir die tolk verduidelik wat hy nou vir die dokter moet sê, maar ek kom toe agter, hulle het hulle eie gesprek daar aan die gang, hulle praat nie oor my voet nie, en ek vra vir hom, hoorie, waaroor praat julle, want jy moet vir haar sê wat ek vir jou sê. Nee, sê vir my, my brother had exactly the same bite mark on his foot, and I'm telling her what happened to him, because it's the same that happened to you. Ek dink, hoorie ou, jy is nie die dokter nie, jy moet my weergawe vertel, nie jou brother se weergawe nie. Maar in elk geval, sy verduidelik toe, nee, okay, gaan sit op die ondersoekbed, nou gaan sit ek so op die kant. En sy wys, tel op jou voet, en ek tel my voet op, trek na die sokkie af, en sy bekyk die plek, nee. En die volgende oomblik druk sy daaraan, aan my voet, maar sy druk so hard as wat sy kan, nee. Ek dink ek styg deur die dak, toe los sy my voet. Toe dink ek, hoorie, wat probeer hierdie vrou doen, want sy maak my net seer. Nee, praat hulle weer, okay, nou moet ek na die volgende vertrekkie toe gaan. Nou gaan ons hier uit, onder deur die lae deurtjie. Nou is ons in die oop area, soos die ontvangs waar ons nou ingekom het. En daar staan 'n paar stokou stoele en 'n klein boks TV. En die boks TV is aan op 'n Kongolese program wat omtrent iets is soos The Weakest Link of so iets wat nou wys, maar 'n Kongo weergawe. Nou verduidelik sy vir my, nee, ek moet nou by daai vertrek ingaan. Nou weer hier onder deur die lae deurtjie. Nou is dit in 'n vertrek wat nou meer lyk soos 'n dagteater, maar 'n Afrika weergawe, nê. Die laken wat oor die doktersbedjie is sommer 'n bont laken. En die staander wat 'n drip inhou is so skuins gebuig. Die staan so windskeef hier langs my. Nou dink ek, oh my word, wat gaan sy nou doen? Sy het nou eers vir my, nee, ekskuus, voordat ons nou by daai soort van dagteatertjie ingegaan het, het sy vir my 'n voorskrif uitgeskryf met alles wat ek moet gaan koop by die naaste apteek, laat sy die wond kan skoonmaak en my behandel. So dis alles. Alcohol wipes om jou skoon te maak, steriele wattetjies, 'n middel waarmee sy dit kan skoonmaak, is tipe sterk sout water, 'n antibiotika inspuiting, you name it, alles, gas, alles wat jy nodig het om dit skoon te maak en die medikasie moet ek nou eers gaan koop. Toe hinkepink ek nou weer daar uit op my seervoet saam met die tolk, nou met hierdie lang voorskrif, nou gaan ons daar na die naaste apteek toe, gee dit vir hulle, nou gee hulle alles vir jou so in 'n sak. Nou moet jy nou teruggaan na die dokter toe, sodat die dokter, so sy gee dan nou die voorskrif met alles op wat jy nodig het, en dan gaan jy na die naaste apteek toe, en dan pak jy apteek vir jou die hele sakkie, en dan gaan jy nou terug na die dokter toe, sodat sy jou nou kan help. Toe gaan ek nou hinkepink hier uit saam met die drywer,
En nou gaan ons na die apteek toe en kry die goed en toe nou weer al die pad terug dokter toe. En dit alles is 'n baie tydsame proses, né? Dit gaan nie vinnig nie. Nou kom ons terug hier by die dokter, weer terug in daai vertrek wat lyk soos 'n dagteater. Nou het sy al die goed daar. En dan maak sy alles hier voor my oop, handskoene, alles perfek soos wat ons ook weet hoe jy medies behandel moet word. Alles is steriel, sy het haar hande skoon gemaak, alles. Maar jy moet net alles gaan koop want hulle het niks daar by die praktyk nie. Toe het sy die wond baie mooi skoon gemaak sonder om my weer seer te maak. En gaas opgesit en alles gedoen wat sy moet doen. Toe verduidelik sy vir my, okay, nou moet sy vir my 'n inspuiting gee, maar ek kyk net dat daai spuitnaald mooi geseël was. En sy sê toe nee, ek kan sommer daar in die oop gedeelte gaan sit waar hulle nou sit en hulle local Congolese show op die TV sit en kyk. Dan sal sy daar vir my die inspuiting gee. Toe het sy nogal baie versigtig die spuitnaald in my arm ingedruk en dit met 'n pleister vasgeplak sodat die vloeistof in my arm indreineer wat omtrent 'n halfuur gevat het. In plaas daarvan moet dit net een slag in te spuit, want as dit een slag inspuit dan kan dit seker seer wees of brand of wat ook al. Maar toe het sy die spuit mooi op my arm vasgeplak en toe dan nou dreineer in my bloedstroom in. En terwyl ek toe nou daar sit en wag, toe sit en kyk ek nou maar saam met hulle na hierdie Congolese show. En hierdie ene, die dokter, sit in haar wit jas, lekker agteroor in die stoel, sy sit en ontspan nou met haar bene so oor mekaar en dan hang haar skoen nou so slap aan haar voet en dan sit en beweeg sy haar voet so terwyl sy nou haar show sit en kyk. Toe het ek op daardie oomblik die kans gevat om 'n foto van haar te neem, wat ek toe nou agterna baie bly is dat ek dit afgeneem het. So ek het die foto, ek sal dit vir julle na die tyd opsit. Toe was dit nou maar net vir my komies gewees dat iemand wat so lyk, die dokter is en dat sy so goed weet wat sy doen, want hulle almal, al baie van hulle mediese personeel het hulle opleiding in Frankryk gekry en het daar gaan studeer. So dis heeltemal op standaard en hulle weet wat hulle doen. Want hulle ken tropiese siektes en hulle is natuurlik baie goed met malaria behandeling. Want hulle werk daarmee elke dag. En toe sy nou klaar die spuit in my arm dreineer het, toe sit sy weer al die goed wat oorgebly het, die ontsmettingsmiddel en die gas en die medikasie en alles, het vir my pille ook voorgeskryf, antibiotika. Toe sit sy alles weer vir my terug in die sak en gee vir my alles saam huis toe. En verduidelik toe nou, okay, ek moet nou die wond net skoon hou en dan aanhou die antibiotika te gebruik en dan sal dit nou fyn wees. En ek het net geen neeweffekte gehad nie. Ek het nie, gelukkig het ek nie koors gehad of hoofpyn of meer ernstige simptome wanneer mense nou 'n spinnekop buite het nie. En die medikasie het perfek gewerk. 'n Paar dae later was die bytplek baie beter, die swelling het vinnig gesak en toe is ek weer piekfyn, maar my voet was bitter seer geweest. Die swelling was so erg dat dit eintlik gelyk het asof my tone korter word. So dik was my voet opgeswel. So ek was baie dankbaar daaroor natuurlik, dat hierdie hele outing na die dokter toe, op die einde toe nou eintlik 'n baie positiewe ervaring was. En dit teen die minimumkoste. Die konsultasiefooi, soos ek sê, was omtrent R120, as ek nou reg onthou, 6000 SIFA min of meer. En die medikasie, alles saam, die antibiotika was oor die R200 omtrent. So hulle mediese dienste daar is baie goedkoop en ook as jy na 'n apteek toe gaan en jy verduidelik vir hulle wat se probleem jy het, dan gee hulle vir jou antibiotika. Jy hoef nie 'n voorskrif te hê daarvoor nie. So toe ek nou by die dokter was, natuurlik het sy 'n voorskrif gegee van presies wat sy wou hê. Maar as jy andersins 'n keelseer of 'n maagpyn of wat ook al het, dan gaan jy net apteek toe en verduidelik vir hulle wat gaan aan en dan gee hulle dit vir jou. So jy het nooit 'n voorskrif nodig nie. En dis regtig baie goedkoop. Ek het een keer vir my en Bea ons albei antibiotika gekry en klompie salf en pynpille en sulke goeders. En dit alles saam was nie eers R300 nie. En ons almal weet as jy hier dokter toe gaan, dan stap jy nie daar uit konsultasie, antibiotika, alles vir minder as so R1200 nie. So dit was daarom baie voordelig geweest. Ja, so yes, ek weet nou nog nie wat my gebyt het nie. Dit moes seker 'n spinnekop gewees het. Ek weet nie waar dit gebeur het of ek toe dit in die nag was terwyl ons geslaap het of wat nie, maar ek is baie dankbaar daarvoor dat dit toe nou op die einde goed uitgedraai het. So toe 'n ander keer toe ons
Point Noir toe gegaan het, ons het nie baie gereeld soontoe gegaan nie, maar die kere wanneer ons wel gegaan het, het ons dit baie uitgesien daarna en dit vir ons self so lekker as moontlik probeer maak, dat ons so 2 aande daar in 'n goeie hotel oorgebly en dan nou tyd daar spandeer wat gewoonlik gekombineer was met besigheid. So ons het maar altyd gegaan as ons 'n rede gehad het om te gaan. Besigheidsgewys en met die boerdery en so aan en dan het ons dit nou sommer beskou as 'n wegbreek 'n bietjie van die plaas af. En die keer toe gaan ons Point Noir toe. Ek het lekker foto's daarvan ook van die Palm Beach Hotel waar ons altyd gebly het. Die kinders het baie goeie herinneringe aan die Palm Beach en ons self ook. Dis 'n netjiese hotel en dit kyk uit op die see. Maar die see is anders daar. Daar's nie branders soos wat ons ken hier in Suid-Afrika nie. Dit is asof die oseaan baie rustig is daar. So is klein brandertjies. En dis ook nie so helder blou soos wat ons hier in Suid-Afrika kry nie. Dis meer bruinerig, soos die Afrika See. Maar toe ons toe nou in Point Noir was, die keer, toe besef ek, maar ek het vir die eerste keer in 37 jaar van my lewe, daai tyd, of hoe oud was ek, 33, het ek 'n gaatjie in my een tand. En nou moet ek by 'n tandarts uitkom om hopelik 'n stopsel te kan insit. En daai dag was ek verskriklik emosioneel geweest. Ek dink dit was maar net weer een van daai dae wat alles te veel was vir my in die Kongo en ook omdat ons die volgende dag toe nou moes terug gaan plaas toe. En nou moet ek by 'n tandarts uitkom om vir my 'n stopsel in te sit. Toe huil ek nou sommer ook omdat ek nou my eerste stopsel moet kry want ek het nooit in my hele lewe tandprobleme gehad nie en hier moet ek nou 'n stopsel kry. En daai dag was Frederik hulle daar by ons gewees by die Palm Beach Hotel. Die Fransman Portugees waarvan ek julle vertel het wat die hoenderboerdery in Point Noir het. En hy sê toe nee, dis geen probleem nie. Hy sal vir ons 'n taxi kry, dan kan ek gaan na die Medikliniek toe. Daar's 'n Medikliniek in Point Noir en daar is 'n tandarts. Hy sal vir die taxi drywer verduidelik waarheen om te ry. Nou dis sommer die gewone taksies, dis nie 'n privaat taxi of so nie, dis die gewone taksies, daai blou Toyota Corollas. Maar jy kan met hulle ry want dit is betroubaar en veilig en hulle probeer jou nie indoen of so met die kostes nie, want hulle weet as hulle dit doen dan skiet hulle self in die voet. So dis heeltemal veilig en aanvaarbaar om met hulle te ry. Die enigste probleem is dan maar net die taalgrens, want om nou vir hom te verduidelik, vat my asseblief na die Medikliniek toe waar 'n goeie tandarts is. Maar in elk geval te doen Frederik nou daai praatwerk. En Wynand bly toe nou by die hotel met die kinders en hulle swem te lekker en speel en gaan aan en ek is nou hier in die taxi van Point Noir op pad tandarts toe. En dit was 'n snaaks dat ek in die taxi inklim en ek ry heeltemal alleen, dan is jy nou opgesplit as 'n gesin, dan ervaar jy dit ook nou weer 'n keer anders te. Toe haal hierdie ou wat die taxi bestuur sy coconut uit, waaruit hy nou iets drink met 'n strooitjie. Toe dink ek ja, nee, kyk, dit is net in Afrika wat jy dit sal kry. Ry jy in hierdie bloedige warm plek met hierdie taxi en hulle is baie erg daaroor om hulle taksies skoon te hou. As die kinders altyd in die taksies geklim het met sand aan hulle voete of so, as ons uitklim dan draai die drywer om en dan vee hy dit af met 'n lap want die taxi moet tog net skoon wees vir die volgende mense wat inklim en wil ry. En ek het in 'n vorige uitsending vir julle vertel hoe hulle bestuur. Hulle het definitief hulle eie padreëls daar. Dit is heeltemal anders as ons sin. As jy ry in 'n rigting, daar ry hulle mos aan die regterkant van die pad. En as jy ry in 'n rigting en jy moet aan die linkerkant van die straat wees in daai besige stad, dan maak hulle 'n U-turn en hulle laai jou reg voor daai gebou af. Hulle stop nie aan hierdie kant dat jy oor die straat stap nie. Jy stop reg voor die gebou wat jy gevra het waar jy wil wees. En daar moet jy U-turns maak. Dit is aan die orde van die dag. Daar is die hele tyd mense wat U-turns maak. En soos ek gesê het, hulle verstaan mekaar. Hulle weet iets wat ons nie weet nie. So jy hoef nie bekommerd te wees nie. Hulle gee toe, die aankomende verkeer gee toe en hierdie ou maak sy U-turn en hy laai vir jou reg voor die plek af waar jy moet wees. So toe ry ons nou tot by die Medikliniek en hier laai hy my nou af reg voor die Medikliniek. En Frederik het ook vir hom verduidelik hy moet vir my wag tot ek klaar is en dan my nou weer terugvat na die Palm Beach Hotel toe. En ek gaan toe nou by die Medikliniek in, baie verrassend, netjies daar binne, alles is 100%. Dit lyk presies soos die Mediklinieks hier in Suid-Afrika. Alles is natuurlik in Frans, maar sekere woorde kan jy maklik herken.
In die Franse taal kan jy nogal woorde identifiseer, dis maar net die uitspraak waar die catch is. So goeie soos emergency kan jy nou sien, is emergency en so aan. En dental is nogal ook 'n woord wat jy kan herken, maar toe nou glad nie moeilik verduidelik hulle van nee, jy loop so, daar gaan jy nou na die tandarts toe. Toe ek die tandarts ontmoet, toe sê hy, good morning, which language do you prefer? En hy noem daar vir my 5 tale op. Engels, Frans, Arabic, Duits en ek kan nie die 5de een onthou nie. 10-1 seker Spanish of ja, dit kon seker gewees het. Maar hierdie ou is 5 tale magtig, né? Ongelooflik. Maar hy kom van hy is 'n Libanees. Daar's vreeslik baie Libanese in die Kongo. Daar's eintlik nogal baie van alle lande, maar veral baie Libanese. En ek verduidelik toe vir hom, okay, daar's 'n gaatjie in my tand, hy moet dit asseblief vir my 'n stopsel insit. Toe was ek nou verras deur hierdie ou wat 5 tale vlot kan praat, né? Ek vra toe nou vir hom, hy vra nou waar kom ons vandaan, wat doen ons hier? Het ons kinders en so aan en ek vra toe nou vir myself vraag. Toe vra ek vir hom nou, wat doen jy in Point Noir as jy Libanees is? Nee, sê vir my, dit is waar daar werk is. Daar's 'n geleentheid gewees om 'n tandarts daar te kom wees by daai mediekliniek in die stad van Point Noir en hy het sy hele gesin oorgebring en dis nou waar hy werk. Hy is 'n tandarts in Point Noir. Daar was hierdie geleentheid en hy doen dit. Dis sê hy ook, jy weet jy gaan in die wêreld waar jy moet om vir jou gesin te sorg en as dit die geleentheid is en daar's niks anders beskikbaar nie, dan doen jy dit. So toe het hy vir my 'n stopsel ingesit wat hy toe nou gesê het is 'n tydelike een want 'n permanente een gaan baie lank vat en daarvoor moet ek 'n afsonderlike afspraak maak en ons gaan nie binnekort weer Point Noir toe kom nie, so dan vat hy nou maar die tydelike een. Maar ek dink meeste tandartse in Suid-Afrika doen dit seker ook om in 'n gewone konsultasie net 'n tydelike stopsel te kan inpas. Maar ja, dit het my tand gestop, heeltemal suksesvol en daai stopsel het baie langer gehou as wat hy vir my gesê het dit sal hou. So heeltemal goed op standaard, baie goeie ondervinding gewees alles. En toe die taxi my toe nou na die tyd weer kom haal, toe gaan ek terug na die hotel toe waar Wynand en die kinders was. En ja, dan voel dit sommer lekker om weer na so 'n trip deur 'n vreemde stad alleen terug by jou gesin te wees. So dit het toe nou eintlik 'n baie goed uitgewerk en 'n goeie einde gehad. Ja, dit was vir my 'n baie goeie ondervinding en die hospitaal in Dulisi is net so netjies en goed toegerus en die mense is baie bekwam, hulle weet wat hulle doen. Soos ek sê, is hulle het ondervinding met iets soos malaria, hulle weet hoe dit werk, hulle weet hoe om dit te behandel. En iets komies wat ook nogal gebeur het, is iemand het ewe trots daar by ons aangekom en gesê, ja, hulle het nou gepraat met die staf daar by die Dulisi hospitaal. En ons hoef nie bekommerd te wees, want hulle sê, hulle het nog nooit 'n voorval behandel, waar iemand met deur 'n mamba gepik was, nie. Toe spot ons nog en sê, ja, dit is omdat die mense wat deur die mambas gepik was, nooit by die hospitaal uitgekom het nie, dat hulle nie rekords daarvan het nie. So ja, mens kan aan die een kant dink dit is snaaks, maar aan die ander kant bly dit nog steeds scary, want ons het baie met slange daar te doen gehad. Ja, en van die res sal ek julle môre verder vertel.